Met die toetsreeks teen Ierland om die draai, gesels ons nou weer net Springbok rugby deesdae in Suid-Afrika. Een van die groot vrae is, hoe lyk die dieptes in die verskillende posisies? Daar was die naweek self sprake dat Cheslin Kolbe eerder skrimskakel moet speel as heel agter. Maar daar's net een man wat daaroor kan besluit, en dis Robbie Fleck, sy afrigter by die Stormers. Hoor wat dink hy van die idee? Yeah, look, I remember Nick initiated the same conversation last year, and my answer is right now, and the same as what I said last year, that his best position for us is at fullback, and he's the best fullback in the Stormers setup, and I thought he had a really good game. Again, he made a couple of passes at scrum off this weekend, and then he had a line break around the fringe, so now suddenly he's a scrum off. So it's that's everyone's entitled to their opinion, and I respect all opinions. But right now in this setup, his best position for us is at 15. Mense mag dalk lag oor die idee om Kolbe skrimskakel toe te skuif, maar dit is dalk nie so snaaks nie, want skrimskakel is die een posisie waar ons diepte 'n bietjie tekort skiet. Hoor 'n bietjie wat Hein Schenk se idee is om die probleem op te los. Wanneer daar gepraat word oor skramskakels en losskakels, moet hulle nie eintlik afsonderlik bespreek word nie. Die welslaaf van 'n span word baie keer bepaal deur die skakelpaar as 'n eenheid. In daardie opsig is die Springbokke in 'n interessante posisie hierdie jaar. Met Pat Lambie wat onlangs teruggekeer het tot die Haie, is die prentjie op losskakel aansienlik meer rooskleurig, veral met sy mededinging met Elton Jantjies. Daai twee manne behoort in Alistair Coetzee se groep vir die toetsreeks teen Ierland te wees. Maar die prentjie op skramskakel is 'n bietjie meer duister. Faf de Klerk en Ras Cronje se mededinging beteken hulle is van die voorste skramskakels in Suid-Afrika, en dan is daar natuurlik ook die Bulle se Rudy Page. Maar daardie drie het hulle self nog nie op internasionale vlak bewys nie, wat beteken die skramskakelposisie op die oomblik word tans gekenmerk deur onervarenheid. Alistair Coetzee gaan waarskynlik moet besluit of hy vertroue in hulle het, of hy gaan dalk in buite die stelsel iemand soos François Hougaard weer moet terugbring. Mens wonder dalk in hierdie geval of dit nie beter vir Alistair Coetzee gaan wees om juis gevestigde kombinasies maar op nasionale vlak ook te kies nie. Mens dink hierso byvoorbeeld aan Elton Jantjies en Faf de Klerk, wat met redelike welslae op die oomblik in Super Rugby vertoon.